Ek wil graag vra dat julle saam met my sal staan en dat ons vanoggend die woord van die Here lees. Terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, het hy twee broers gesien, Simon wat Petrus genoem word en Andreas sy broer. Hulle was besig om 'n treknet in die see uit te gooi, want hulle was vissers, en hy sê vir hulle: "Volg my, en ek sal julle vissers van mense maak." Hulle het onmiddellik hulle nette gelos en hom gevolg. Hy het van daar af verder geloop en twee ander broers gesien, Jakobus, die seun van Zebedeus, en sy broer Johannes. Hulle was saam met hulle vader Zebedeus in die boot besig om hulle nette heel te maak, en hy het hulle geroep. Hulle het onmiddellik die boot en hulle vader verlaat en hom gevolg. Kom ons bid saam. Here onse God, ons dank U, Here, dat U ons roep om kinders van U te wees, dat U ons roep om U te volg. En dit is my gebed, Here, dat wanneer ons in hierdie reeks ingaan, dat ons regtig waar sal ontdek wat dit beteken om 'n volgeling van Christus te wees. Dat ons sal ontdek wat U vir ons beplan, wat U in ons lewens wil doen, en hoe ons ook as volgelinge deur ons lewens ander mense se lewens kan beïnvloed. Ek vra, Here, dat vanoggend met die prediking van die woord, dat dit U is wat die woorde sal bring, en dat U is wat mense se harte sal oopmaak en ontvanklik sal maak om te hoor wat U vir ons wil sê. Ek bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. So ons die hele gedagte rondom hierdie reeks gaan oor, julle het nou gesien, dit staan onderste bo koninkryk. En waaroor dit gaan is dat God verwag van ons om op 'n ander manier te leef as wat die wêreld sê. Om hom te dien anders as wat gewone godsdienst sê. En julle sal baie keer hoor dat ek sê dat ons is nie 'n godsdienst nie. Ons is in 'n verhouding met God. Godsdienst is iets wat vir jou sê, daar is 'n sekere klomp reëls en regulasies wat jy moet nakom. En natuurlik, God is 'n God van orde en hy het ook reëls en regulasies, maar vir ons as Christene gaan dit daaroor dat ons in verhouding staan met God. En dat daar sekere goed is wat hy van ons verwag. So as jy kyk na hierdie gedeelte, is dat jy sou eintlik sê dat wanneer ons na die video gekyk het, die belangrikste ou in daai video is die een wat eerste gedans het. Nee. Hy is die leier. Maar die ou wat eintlik belangriker is die volgeling. Dis die een wat eerste gekom het. Want wat 'n volgeling doen is, 'n volgeling gee aan 'n leier sy leierskapsvaardighede. En in hierdie wêreld waarin ons leef, gaan dit baie keer meer oor leierskap. So as jy dink aan die politiek, dan dink ons aan ouens soos Ronald Reagan of Winston Churchill of Nelson Mandela. Is daai eerste twee het ek regtig waar my ouderdom nou weggegee. Nee, okay. Of as jy kyk na besigheidsouens, Elon Musk en Jeff Bezos en Steve Jobs, dis almal ouens wat impak gemaak het. Dit is ouens wat leiers was op hulle gebied en hulle het 'n verskil gemaak in mense se lewens. As ons kyk na die Bybel, lees ons van Moses en ons lees van Dawid en van Paulus. En die kerkvaders is Augustinus en Luther en Calvin. Almal mense wat regtig ware impak gehad het in mense se lewens, in die kerk, in ons as gelowiges se lewens. En dan vandag hoor jy ouens soos Tony Robbins en John Maxwell en Craig Rochelle, en baie van julle het miskien dalk al hierdie GLS summits bygewoon, wat gaan oor Global Leadership Summit. So die wêreld sê, ons het meer leiers nodig. Alles staan of val by leierskap. Leiers is die mense wat die verskil maak. Hou op om 'n volgeling te wees, hou op om 'n skaap te wees. Jy moet 'n leier wees, jy moet 'n impak maak, jy moet 'n verskil maak in die lewe van mense rondom jou. En dan kom Christus. En hy kom en hy sien twee ouens, vissermanne. Nie vername mense nie, nie bekende mense nie, nie leiers nie, nie ouens wat invloed het in die gemeenskap nie. En hy kom sê vir hulle, volg my. En ek sal vir julle wys
hoe om disippels van mense te maak. En dan gaan hy verder en dan gaan roep hy nog 2 ander. So Jesus is iemand wat soek na mense om hom te volg. En die mate waarin ons Jesus Christus volg, bepaal ook die verhouding wat ons het met hom. En dit is die teenstelling of die paradoks kan jy eintlik nou maar sê, is dat dit gaan vir ons as Christene, die manier hoe ons ander mense lei, die manier hoe jy jou kinders lei, die manier hoe jy jou familie lei, die manier hoe jy lei in jou gemeenskap, gaan oor die manier hoe ons Jesus Christus volg. Kan mense Christus in ons lewe sien? Daar is 'n groot verskil tussen om te weet van Christus en om hom te volg. Om hom te volg in alles wat in jou lewe is. Mense kan baie kennis hê van God, maar volg jy regtig waar Jesus Christus in jou lewe? Vir ons as Christene en vir ons as kerk, behoort alles rondom Christus te draai. Alles gaan oor die persoon wie hy is. Alles gaan oor intimiteit wat ons met God het. Alles gaan daaroor dat ons in ritme moet wees. Daai ouens was glad nie in ritme nie, né? Hulle was miskien in sy kop, né? Dis gewoonlik so as jy so begin dans en in jou kop lyk jy heeltemal anders, maar op video verskil dit so 'n bietjie. Maar tog wil die Here hê ons moet in ritme wees met hom. Ons moet saam met hom kan dans. Ons moet kan weet wat dit is wat in sy hart vir elkeen van ons leef. Dat in ons kerk gaan dit oor dat Jesus Christus die hoof is van alles. Van hierdie gemeente is Christus die hoof. Ons werk hierso. Ons het 'n deel hierso. Ons het iets wat deel is van wat ons hier kan doen en wat God wil hê ons hier moet doen, maar Christus is die hoof hierso. En ons is die mense wat hom moet volg. As jy kyk na die wêreld vandag, alles gaan oor beroemdheid en al die beroemdes en alles gaan oor TikTok en alles gaan oor Facebook en mense wil belangrik wees, mense wil raak gesien wees. Mense het hierdie intense begeerte om gevolg te word. Om te kan sê dat ek is 'n influencer. Ek beïnvloed iemand anders se lewens. En die probleem is dat baie keer in die kerk vandag is dit presies dieselfde. Ons wil hê dat almal moet van alles hou, ons wil mense entertain, mense moet net belangrik voel, dit gaan oor die mens, dit gaan nie oor die mens nie, dit gaan oor word Christus verkondig. Maak die evangelie van Christus 'n verskil in mense se lewens. Ons as gemeente, wat is die invloed wat ons het? Dat mense kan sien dat ons kinders van God is. Want Christus sê vir ons, hy sê, as jy wil eerste wees, dien. As jy die grootste wil wees, wees die minste. Wil jy jouself vind, verloor jouself. Wil jy deur ander geprys word, wees nederig. Maar in hierdie lewe gaan dit alles oor die eie ek en dit wat ek kan bereik en dit wat ek bymekaar kan maak. In plaas daarvan dat ons sê, maar miskien moet ons die dinge bietjie omdraai en dit onderste bo maak en sê, wat is dit wat God wil hê, hoe ek moet leef? Dat dit nie net gaan oor die invloed wat ek het nie, maar dat dit gaan oor die diens wat ek lewer. Maak seker dat die handdoek wat jy om jou lyf het van diensbaarheid groter is as jou ego. Dat dit meer gaan oor wie Christus is, dat ons bereid sal wees om op te offer, dat ons bereid sal wees om Christus te volg in alles wat hy van ons sê. Want leierskap is 'n rol wat jy het, leierskap is 'n funksie. Maar om 'n volgeling te wees is 'n identiteit. Wie jy is in Christus. Wie God sê jy is. Wie die woord van die Here vir jou sê jy is. Wie jy is deur die werking van die Heilige Gees. En wanneer ons Jesus volg, die eerste ding wat ons moet verstaan is dat ons is in verhouding met hom. Wie jy is in Christus word nie bepaal deur wat jy doen nie, maar deur die verhouding wat jy met hom het. Daar was 'n Britse skrywer wat nou eendag gedink het hy's nou baie slim
en hy gaan bietjie die Bybel herskryf en hy het gesê Christus was eintlik uit 'n baie ryk familie uitgekom, nê? Hulle het alles gehad wat hy wou gehad het. Sy ma was 'n belangrike persoon in die gemeenskap. Sy ouma is iewers in Engeland gebore en dat hy wat die skrywe is eintlik deel van die familie van Christus. Wel, hy het ten minste een deel reg en dis die laaste deel. Is dat wanneer ons kinders van die Here word, wanneer jy Jesus Christus aanneem as jou verlosser, wanneer hy deel word van jou lewe, wanneer jy erken dat hy die seun van God is, dat hy vir jou gesterf het, dat hy al jou sondes vir jou betaal het, wanneer jy dit glo, dan word jy familie van Christus. Dan word jy deel van die koninkryk van God. In Johannes hoofstuk 17 dan staan daar die volgende: ek bid, en dit is Jesus wat dit sê, nê? Hy sê, ek bid egter nie net vir julle nie, nie net vir die disippels nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my glo, dat hulle almal een kan wees, net soos U, Vader, in my is en ek in U, en dat hulle ook in ons kan wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Hoor julle hierdie woorde? Jesus, nog voordat jy gebore is, toe hy jou uitgekies het, nog voor die voorlegging van die wêreld, het hy vir jou gebid, dat jy deel kan wees van sy familie. Nog voordat jy eers besluit het, nog voordat jy 'n intensie gehad het, nog voordat die woord van God aan jou openbaar is, het Christus vir jou gebid dat jy deel kan word van wie hy is, deel kan word van 'n verhouding wat ons met hom het. Dat ons identiteit verander. As jy teruggaan heel aan die begin, van Adam en Eva af, daar het God 'n verhouding gestel, want hy het gesê, kom laat ons mense maak na ons beeld. En elke aand het God gegaan en hy het gesoek dit wat hy gemaak het. Hulle was in 'n verhouding met hom. En toe besluit hulle het God nie meer nodig nie. Want hulle wil soos God wees. En daar het 'n breuk gekom in daardie verhouding. En selfs toe die breuk gekom het, is God die een wat die inisiatief geneem het, om te sê, ek gaan hierdie verhouding weer herstel. Dat deur Jesus Christus, daar weer 'n herstel sal kom. Ons identiteit lê nie in gebooie, of in praktyke, of in credos, of in programme, of in al daai goed nie. Ons verhouding met God, ons identiteit, lê in wie God sê jy is. Die vyand kom en sê vir jou, jy is nie goed genoeg nie. Die vyand kom en sê vir jou, maar jy is te sondig, God kan jou nooit vergewe nie, God kan jou nooit gebruik nie, jy sal nooit die mens wees wat God wil hê jy moet wees nie. Maar wat sê die woord van ons? Die woord van die Here sê vir my en vir jou, dat as gevolg van dit wat Jesus Christus gedoen het, is ons vrygespreek, ons is losgekoop, ons is skoon gewas, ons is nuut gemaak, ons is nie net verander nie, ons is nuwe mense. Dit is wie God sê ons is. En glo ons dit? Glo ons dat dit is wat God sê van my en van jou? Is ons oortuig daarvan, dat deur die Heilige Gees word ons geleer in hierdie boek, hoe belangrik dit is, die verhouding wat ons met God het. Dat ons nuut gemaak is, dat ons aan hom behoort. As jy vir 'n Jood gaan vra, sê vir my, wat is die waarheid van ons verhouding met God? Dan sê hulle, gaan lees die Torah. As jy vir 'n moslim gaan vra, wat is die waarheid van jou verhouding met God? Dan sê hulle, gaan lees die Koran. As jy vir 'n Christen vra, wat is die waarheid van jou verhouding met God? Dan moet jy kan sê, dat dit lê in die persoon van Jesus Christus. Hy is die een wat ons nuut gemaak het, hy is die een wat ons verhouding met God herstel het. Hy is die een wat sê dat hy is die lig vir die wêreld. En daai gedeelte is so ongelooflik, want Christus kom sê vir ons, dat hy is die lig vir die wêreld en hy verdryf alles wat sleg is, maar hy kom sê vanoggend vir jou, en dit is wat gebid is vanoggend, hy kom sê vir jou, dat hy is nie net die lig vir die wêreld nie, hy is die lig vir jou wêreld.
waar jy ook al is, wat jy ook al ervaar, waardeur jy ook al gaan in hierdie stadium van jou lewe. Christus is die lig vir jou wêreld. Hy is die een wat mense se lewens kan verander. Hy is die waarheid. Hy is nie 'n waarheid nie. Hy is die waarheid. Hy bring die waarheid van God na elkeen van ons toe. Hierdie wêreld sê vir ons, leef jou eie waarheid, jy is jou eie waarheid, niemand mag vir jou sê wat jy mag en nie mag doen nie, jy kan leef net wat jy wil, jy kan identifiseer as 'n potplant as jy wil, nee, maar God kom sê vir ons, daar's net een waarheid, en dit is in sy woord. Dit is waar ons die waarheid van God ontdek. Dit is waar ons onsself moet konfronteer met hoe ons lewens lyk. Is dit in verhouding met God? Is dit wat God wil hê ons moet wees? Is dit hoe God wil hê ons moet leef? Want Christus is die een wat sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom na God toe behalwe deur my nie. Christus is die hoof van hierdie kerk. Christus behoort die hoof te wees van elkeen van ons se lewens. Dat wanneer ons Jesus Christus volg, dan weet ons dat hy leef in ons en ons leef in hom. Dat God is ons Vader, hy is die skepper van alles, hy is die onderhouer van alles. Christus was 100% mens, 100% God, en hy het ons sondes kom dra, hy het ons verhouding met God kom herstel, en dan kom sy Heilige Gees, en sy Heilige Gees kom bevestig al hierdie dinge in elkeen van ons se lewens. So as ons volgelinge van die Here Jesus Christus is, hoe doen ons dit? Ons doen dit deurdat ons Jesus word vir die mense rondom ons. Dat mense Christus in ons lewens kan sien. Dat hy die enigste persoon is wat ons volg. In Matteus hoofstuk 6 vers 24, dan sê Jesus, julle kan nie twee gode dien nie, jy kan nie Mammon en God dien nie. Ons kan nie twee meesters in ons lewens hê nie. Jy het net een meester in jou lewe en daardie persoon is Jesus Christus. Niemand of niks anders is belangriker as Christus in jou lewe nie. Niks, nie jou werk nie, niks anders in jou lewe. Christus is top prioriteit. Dit is wie hy moet wees in elke gelowige se lewe. En dat hy elkeen van ons roep, dat ons hom moet volg. Dat ons moet gehoorsaam wees aan hom. So die vraag wat ons vir onsself moet vra is, as hy van ons verwag, dat ons alles moet prysgee, is ons bereid om af te sien van hierdie eie ek-sindroom en Jesus Christus te volg? Hoe maak ek 'n verskil in die lewe? Hoe maak ek 'n impak in my familie, my gesin, die mense by die werk, oral waar ek gaan? Hoe maak ek 'n verskil? En is ek bereid om dit te doen? Ons is baie gemaklik. Ons word nie vervolg nie, daar's niemand wat daar by die deur staan en jou dreig nie. Maar as dit regtig daarop neerkom, en dit kom, is jy bereid om op te staan vir Christus? Is jy bereid om te sê, ek sal nie die knie gebuig voor enigiemand anders nie. Dat Christus is die hoof van my lewe. Ons almal like 'n lekker storie. Wie van julle kyk daai op die stoep stories? Ek het 'n oom daar in Wepener. Jesus, hy kan lekker stories vertel. Ek weet nie, is dit altyd die waarheid nie? Ek vertrou hom as hy sê ja, dit is. Maar jy wag net vir die volgende een en die volgende een en die volgende een. Die vraag is, wat is ons storie? Wat is jou en my storie? Praat ons oor onsself? Praat ons oor dit wat ons bereik? Of praat ons hoe belangrik God in ons lewe is? En die plek wat Christus in ons lewe inneem? Wat is die storie van ons gemeente? Want kyk, deesdae is dit, daar's baie liggies, nê? En ons het 'n baie lekker band, nê? En dis baie nice. En ons het melktert na die tyd, nê? En daar was pies vir oggend en partykeer is daar cupcakes. Gaan ons storie oor dit wat ons gee en ons bied? Of gaan ons storie dat Christus sentraal staan
en al hierdie ander goed is net goed wat bykom. Wat is die storie van die gemeente? Verkondig ons Christus, verkondig ons sy woord, verkondig ons die waarheid, ten spyte van teenstand. Of sugarcoat ons die evangelie om mense te laat beter voel? Wat is jou storie en wat is my storie? En dit is die eerste ding wat ons baie mooi moet verstaan is dat ons moet Christus verkondig. Ons verkondig Christus as die opgestane, opgevaarde seun van God, wat sit aan die regterhand van God. Dit is die persoon wat ons verkondig. Dat Jesus Christus bereid was om sy lewe vir ons te gee. Jesus Christus is die persoon wat alles kan verander. As jy vanoggend hier sit en jy het 'n probleem in jou huwelik, is Jesus Christus die een wat dit kan nuut maak. As jy siek is hy die een wat jou kan genees. As jy geen hoop het nie, is hy die een wat hoop gee. Dit is wie Christus is. Dit is wie ons verkondig. Die opgestane seun van God. Ons verkondig niks anders nie. Ons sê dat Jesus Christus is ons Here. Ons doen dit deur die woord en deur die Gees. Ek sien baie goed deesdae online oor, kyk as jy nou mooi gaan kyk, nee, daar's goggas daar buite. Jy moet baie versigtig wees. Nie enige iemand wat sê hulle is 'n apostel of 'n profeet of 'n whatever kom van God af nie. Dit is hoekom die woord van die Here vir ons sê dat ons moet onderskeiding kan maak tussen die gees van die wêreld en die gees van God. En daar's baie mense wat die woord van die Here in twyfel trek. Daar's baie mense wat nie verstaan dat die Heilige Gees krities en kardinaal deel is van jou lewe nie. Want Jesus Christus het self gesê, hy sê in Johannes 15 vers 26, hy sê dat wanneer hy die voorspraak stuur, wanneer hy die Gees stuur, dan is die Heilige Gees die een wat ons sal inspireer. Ons lees in Handelinge dat Jesus vir sy disippels gesê het, gaan en wag totdat ek die Gees vir julle stuur. En nadat hulle die Gees van die Here ontvang het, het hulle die vrymoedigheid gehad om die woord van God te verkondig. Want ons doen dit nie in ons eie krag nie. Ons doen dit deur die werking van die Heilige Gees. Ons doen dit deur die teenwoordigheid en die inbly van God in ons lewens. Hy is die een wat ons versterk. Hy is die een wat vir ons Christus openbaar. Die woord van die Here is onfeilbaar, dis waar, dit sny deur elkeen se lewe, soos 'n swaard, dit openbaar aan elkeen van ons wie Christus is. Hierdie boek is die waarheid. Dit is ten volle geïnspireer deur God. Dit is geskryf deur mense, dit was onder die Heilige Gees van God, dat hierdie boek bymekaar gestel is om wat te doen? Om ons te wys wie Christus is. Om ons te wys wie God is. Om ons te wys dat ons in verhouding staan met God. Om ons te wys dat daar is 'n manier hoe ons 'n vervulde lewe kan lei deur wanneer jy hierdie boek lees. Dis ongelooflik wat die Bybel vir jou kan doen as jy dit elke dag lees. Ons verkondig wie Jesus Christus is deur die krag van die Heilige Gees, want ons doen dit nie uit onsself uit nie, en ons doen dit in lyn met die woord van God. Want die woord van God wys vir ons na Jesus en die Heilige Gees openbaar dit. En ons almal doen dit, né? Dis hoekom daar 'n crowd is. Want ons as Christene dink baie keer en ek was ook maar daar. Jy weet, toe jy nou jonger was, dan sit jy in die kerk. Dis die dominee se verantwoordelikheid om vir die mense van Christus te vertel. Of die hoofouderling, of die diaken, of die een wat so maklik bid voor almal. Dis hulle werk, dis hulle verantwoordelikheid. Hulle moet die mense leer. Terwyl God vir ons sê, dat elkeen van ons wat geroep word, elkeen van ons wat deel is van die koninkryk van God, het 'n verantwoordelikheid.
het 'n manier waarop ons iemand anders kan vertel van dit wat Christus in jou lewe doen. Gaan sit vir 'n oomblik terug en dink aan 'n spesifieke tyd in jou lewe waar jy kan duidelik sien dat Christus jou lewe verander het. Dat hy alles nuut gemaak het. En glo my, ek was daar. Dis hoekom toe ek klaar geswat is, toe sê ek kan nie in die bediening ingaan nie, ek is glad nie reg vir dit nie. En dat jare later het ek ontdek wie Christus regtig is. Want ons kan leer en ons kan boeke bymekaar maak en ons kan kennis bymekaar maak en jou hart kan so ver van God af wees. En totdat jy nie 'n persoonlike ontmoeting met Jesus Christus gehad het nie, sal jy nie verstaan wat dit beteken dat Christus jou lewe kan verander nie. Daar is een naam waardeur mense gered word en dit is Christus en hoeveel keer hy al mense se lewens verander het. En daarom is dis nie net die bekendes en die beroemdes wat Christus verkondig nie, dis ook die tannie in die kantoor. Dis ook die basgitaarspelers, want ek sien hulle staan almal altyd agter, né? Dis ook die mense wat werk by game of jou vloere skoonmaak of wat ook al dit doen. Jy as 'n kind van God het die geleentheid om hom te verkondig aan die mense rondom jou. Dit is wat dit beteken om 'n volgeling van Christus te wees. Dat ons in hom sal bly. Dat hy deel is van ons lewens. Dat ons hom verkondig aan die mense rondom ons. En soos wat ons deur hierdie reeks gaan, is daar 'n paar goed wat ons gaan doen om bietjie anders te wees. Ons weet dat ons staan in 'n verhouding met God. Ons weet dat Jesus Christus ons sondes vergewe het deur dit wat hy gedoen het. Ons weet dat ons die gees van God in ons het. Ons weet dat ons sy woord het. Maar hoe gaan ek en jy en hoe leef ons hierdie verskil? Connie de Villiers het 'n liedjie, dan staan dit so, hy sê daar is 'n plek wat ek van weet, sonder sorge, sonder pyn, sonder leed. Die pad daarheen is ongekaard, die reis daarheen is sonder vaart en daar is rusplek langs die pad. Christus staan vanoggend en hy roep jou en hy sê, volg my. En as iemand vir jou sê, volg my, is wat is die eerste vraag? Waartoe gaan ons? Okay. Hoe gaan ons daar kom? En wat gaan ons daar doen? En dan lyk dit baie keer so. God roep jou. Maar hy sê nie vir jou waartoe jy gaan nie. Al wat hy vir jou sê is, volg my. En die pad wat ons baie keer loop om uit te kom waar Christus wil hê ons moet wees, het ons geen idee hoe dit lyk nie. Ons weet net Christus roep ons dat ons hom moet volg. En ons wil altyd 'n padkaart hê. Manne, hoeveel keer het jy al gestop om rigting te vra? Baie, julle is gehoorsaam, hoor. Ek kyk hoe die son sit, dan sê ek, okay, ons moet seker soontoe gaan. Dan sê hulle, vra net vir die pompjoggie wat, nee, ons is nou daar. Plaas luister ek maar na my vrou. Ek dink as God vir jou 'n kaart gee van hoe jou lewe gaan lyk, sal jy nie eens uit die bed uit opstaan nie. Maar God sê nie vir jou, luister jy, ek gaan vir jou presies elke tree gee, jy moet nou so tree gee, of jy moet nou hierheen gaan. God sê net, wees net gehoorsaam en volg my. Dis wat hy sê. Want in 2023 toe sê hulle vir my, ek moet van Bloemfontein trek welkom toe. Vir die tweede keer.
En ek het besluit, dit is nou seker maar die regte ding om te doen. Op daardie stadium moet ek vir jou sê, het ons voor so 'n kaart gesit, want ons wil Kaap toe, Wes-Kaap toe. Dis waartoe ons wil gaan. En dan probeer jy die ding en die deur gaan toe, en dan probeer jy 'n ander ding en goed werk nie uit nie. Ek meen, ek was soos in doodseker ons gaan Kaap toe, want ek was op die finale mense wat onderhoud moes gehad het, en ewe skielik hoor ek toe iemand anders kry die werk. En as ek terugdink nou, is ek baie dankbaar daarvoor. Maar toe kom ons hier en ons gaan deur al hierdie goed met ons besigheid en ons met mense laat gaan, en dan dink ek by myself, ek het nie opgesign vir hierdie nie. En dan aan die ander kant is die Here besig en hy sê maar, jy weet, daar's nou hierdie gemeente wat iemand kort, so jy moet nou daar gaan preek, en dan gaan die een weg, en dan gaan preek jy nou maar daar, en dan is daar eendag 'n boodskap wat 'n jong man vir my stuur en sê, ken jy erfdeel? En 'n mens weet nie, altyd neem jy die regte besluit, doen jy die regte ding, is jy in jou hart oortuig, en partykeer is dit soos in, jy neem hierdie besluit en jy weet, hierdie is die regte ding om te doen. Ander kere staan jy voor 'n keuse en jy twyfel. En ek sê altyd vir mense, as jy twyfel, is dit reeds verkeerd. En dan los jy dit. En partykeer is daar 'n keuse wat jy neem, en daar's nie 'n duidelike ja nie, daar's nie 'n duidelike nee nie. Jy doen net dit wat voor jou is. En partykeer kom die Here en hy sê, as jy my gaan volg, moet jy een ding baie mooi verstaan. Ek het jou lief, ek het my lewe vir jou gegee, ek het jou vrygekoop, ek het jou nuut gemaak, jy is in verhouding met my, jou identiteit verander, my gees lewe in jou, jy het 'n voorreg om Christus aan mense te verkondig, maar weet net een ding, miskien eendag gaan ek jou nodig hê op 'n ander plek. En ek gaan nie vir jou sê hoe die pad soontoe gaan lyk nie. Ek gaan nie vir jou sê dit is presies wat môre gaan gebeur, die dag daarna nie. Maar al wat ek vir jou wil sê is, volg my. Wees gehoorsaam aan wie Christus is. En in hierdie reis gaan ons ontdek dat God se koninkryk werk anderster as mense se koninkryk. God verwag van ons dat ons bietjie anders moet kyk na die lewe. Dat dinge miskien dalk partykeer vir jou 'n bietjie onderste bo gaan voel, maar onthou altyd dat God is altyd in beheer. God is die een wat ons liefhet. God is die een wat sy seun vir ons gegee het. God is die een wat ons in verhouding bring. God gee vir ons sy gees. God gee vir ons sy woord sodat ons hom kan ontdek. Wat is ons storie? Wat is jou en my storie? Wat is hierdie gemeente se? Dat mense Christus in ons lewens kan sien. En wanneer ons daarby kom, dan gaan dit ook dat ons moet bely dat Christus ons Here is. En ek wil vir jou vra of jy saam met my sal staan vanoggend, en ek wil net vir ons ook 'n belydenis doen. Dit is wat ek glo. En as jy daarmee saamstem, dan kan jy sê amen. So kom ons staan. Ek glo dat God die een is wat ons Vader is, dat hy die skepper is en dat hy die onderhouer is van alles. Ek glo dat God die Vader deur sy volmaakte plan sy seun gestuur het, en dat Jesus Christus as sondeloos gebore is, dat hy regverdig is, dat hy ons sondes op hom geneem het, dat hy uit 'n maagd gebore is, dat hy ten volle mens was, en dat hy ten volle God is. Dat hy die een is wat sy lewe vir ons neergelê het, dat hy die een is wat ons sondes vergewe en ons nuut maak.
Ek glo dat hy deur sy Heilige Gees in elke gelowige woon, dat sy Heilige Gees in elkeen van ons is om ons te lei, te ondersteun, te versterk, Christus aan ons te openbaar, die woord vir ons te wys. Ek glo dat die Bybel die woord van God is, dat dit volmaak is, dat dit presies is soos wat God wil hê dit vir elkeen van ons gegee moes word. Ek glo dat eendag dat ek saam met Jesus Christus in die koninkryk sal wees. Nie oor dit wat ek gedoen het nie, nie oor my eie prestasies nie, maar oor dit wat Jesus Christus vir my gedoen het. Ek glo dat hy gesterf het en dat hy opgestaan het, dat hy opgevaar het na die hemel toe, dat hy sit aan die regterhand van God, dat hy die seun van God is, dat God vir hom gesê het, dat ek het al my vyande onder jou voete gewerp, dat Jesus Christus die oorwinning behaal het, dat hy die Here is van my lewe, dat hy die koning is van alle konings, die Here van alle heersers, dat hy die volmaakte seun van God is wat die prys betaal het, dat my en jou sondes vergewe kan word. En ek glo dat al is ek nie meer hier nie, dat die dag wanneer Jesus Christus weer kom, dat ek saam met hom in die koninkryk sal wees. Amen.